Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 26ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 3 moordenaars ontsnap uit wettige polisie aanhouding in Limpopo. Nuushooftrekke vir vandag. Devanay Nel se moordenaar het nog 'n klagte van verkrachting bygekry. 3 moordenaars ontsnap uit wettige aanhouding naby Tsaneen. John Steenhuisen dalk vir 'n derde termyn die DA se leier. Transformasie sal nie laat vaar word nie, die Wites het alles gevat. Nuwe rekords by atletiekbyeenkoms opgestel deur ons atlete. Dis hoekom Owen Farrell nie in die span is nie. Woensdagoggend by die Lesotho aanhoudingsselle het 'n gevaarlike ontsnapping plaasgevind in die oggendure by die polisie se plaaslike aanhoudingsselle vir verhoorafwagtende gevangenes. Die betrokke 3 beskuldigdes het te voet gevlug. Al 3 was in aanhouding vir die beweerde moord op ander landsburgers. Hulle het alreeds in die hof verskyn op die betrokke aanklagte teen hulle, maar hulle is borgtoe geweier omdat hulle wel 'n vlugrisiko ingehou het. Die dorp Lesotho is naby die groter dorp Tsaneen geleë en 'n polisie soektog is nou van stapel gestuur na die ontsnapping. Die ontsnapping het gebeur net voor die aangehoudenes kos in die oggend moes ontvang het. Volgens die plaaslike polisie se woordvoerder het die 3 verdagtes, Thabo Magopa, Javas Mongwe en Patrick Mbombi, die polisiebeamptes oorweldig binne die aanhoudingsselle en vandaar te voet op die vlug geslaan. Die 3 mans word as uitermate gevaarlik beskou en die vermoede is dat hulle gewapen is. Die publiek moet hulle nie voorkeer nie as hulle opgemerk word. Skakel eerder jou plaaslike polisiestasie en meld die situasie aan. Luitenant-kolonel Maiwe Silobane kan gekontak word by 082 469 0900 of die stopmisdaadnommer kan geskakel word by 0800 10 Alle inligting sal as vertroulik hanteer word. Die polisie is tans besig om die omstandighede te ondersoek wat tot die ontsnapping gelei het en of daar enige nalatige optrede was vanaf die beamptes se kant af. Ook sal die ondersoek behels wat in plek gesit moet word om sulke optredes in die toekoms te verhoed. As die ontsnaptes weer gevang word, sal die klagte van ontsnapping by hulle bestaande klagtes van moord bygevoeg word en dan sal hulle deur die hof na 'n korrektiewe dienste sentrum vir aanhouding gestuur moet word waar die sekuriteit van beter gehalte is. Die 18-jarige jongman wat van die moord op Devanay Nel, wat 16 jaar oud was, aangekla word, gaan nou ook van verkrachting aangekla word. Die beskuldigde het op 16 April sy 18de verjaarsdag gevier en is kort daarna na die Polsmoor gevangenis oorgeplaas. Hoewel hy nou as 'n volwassene beskou word, gaan hy steeds as 'n minderjarige verhoor word. Devanay, wat 'n graad 10 leerling aan die hoërskool Overberg in Caledon was, is op 7 Augustus dood in 'n pakkamer op die skoolterrein gevind nadat sy ure lank vermis was. Die beskuldigde is op 16 Augustus in hegtenis geneem nadat hy 'n troostdiens vir Devanay saam met ander leerlinge bygewoon het. Die 2 van die 5 steekwonde was in slagare van Devanay se nek gewees. John Steenhuisen, DA-leier, stel daarin belang om sy party vir 'n derde termyn te kan lei. Met talle jong DA-leiers wat hard aan die deur van leiersposte in die party klop, sê Gordon Hill Lewis, burgemeester van die Kaapstadse Metro, hy sal homself net beskikbaar stel om as partyleier te dien indien Steenhuisen nie die pos wil hê nie. Die benoemings het vir ander stede alreeds begin. Hulle begin met die munisipaliteite waar die DA nie regeer nie. Dus, Kaapstad sal in die volgende fase wees en daarom het ek nog nie aansoek gedoen nie, maar is nie omdat ek nie wil nie, dis omdat die proses nog nie begin het Gordon Hill Lewis gesê. Solank John Huisen wil staan, sal ek hom absoluut ondersteun. Ek dink hy het goeie werk as leier vir ons party gedoen. Onder andere Steenhuisen, Hill Lewis, Willie Oukamp, DA-LP en Karabo Gagau, DA-woordvoerder, het Hannover Park besoek om die DA se 25ste bestaandsjaar te vier. Hulle het komberse en sop aan gemeenskapslede uitgedeel. Ons wil teruggee aan die mense wat ons ondersteun het. Ons het 'n kombersinsameling aangepak en nou versprei ons dit hier onder ons mense. Dis wonderlik om terug te gee. Die DA gaan oor dienslewering en teruggee aan hierdie mense wat ons ondersteun het. Suid-Afrika se transformasieagenda is ononderhandelbaar, so het president Cyril Ramaphosa gesê. Ons sal nie daarvan terugdraai nie. Volgens hom het wit mense in die apartheidsera alles vir hulle self gevat. Ons draai nou net die rolle om. Hy is in die sessie deur verskeie LP's gepeper met vrae oor die regering van nasionale eenheid, die RNE, se rasgegronde transformasieagendas
onder meer swart ekonomiese bemagtiging, oftewel die SEB. Hy het daarmee verwys na president Donald Trump, wat op hulle vergadering verlede maand in die Withuis die ligte onverwags verdof en 'n video aan Ramaphosa en sy afvaardiging gewys het om sy bewering van 'n wit volksmoord teenoor wit plaasboere in Suid-Afrika te demonstreer. Ramaphosa het hierdie beweringe ten sterkste ontken. Die RNE se verbintenis tot SEB en transformasie bly onwrikbaar, sê Ramaphosa. Ramaphosa doen 'n beroep op almal om in die pragtige proses van transformasie deel te neem. Ek is steeds verbaas wanneer mense transformasie sal teenstaan. As hulle dit doen, wil hulle steeds alles net vir 'n paar mense hê. Ramaphosa sê apartheid het sy administrasie geleer wat hulle nooit moet doen nie. Die apartheidstelsel was eksklusief, onderdrukkend, wreed, onregverdig, onvriendelik en is tot misdaad teen die mensdom verklaar. Hy sê die transformasie agenda is gegrond op billikheid en die waardes van die beginsels van ons grondwet. Die lyke van 3 mans tussen 26 en 35 jaar oud is gister omstreeks 8 uur naby mekaar in die C-section Blakkerskamp in Samora Machel in Philippi en Kaapstad metro ontdek. Boendo geregtigheid is nie net onwettig nie, dit ondermyn ook die gesag van die gereg. Mense wat deel was van die misdaad sal met die volle mag van die gereg te doen kry. Die polisie ondersoek 3 sake van moord. Niemand is nog in verband met hierdie voorval in hegtenis geneem nie. 'n Man is Dinsdag in die Streekhof in Vredenburg 25 jaar gevangenisstraf opgelê met sy moord op 'n netbalspeler en afritter van Deeswil in Saldanha. Wesley Snyders, 20 jaar oud van Deeswil, is op 18 Januarie verlede jaar in hegtenis geneem nadat die lijk van Enrico Buil, wat 26 jaar oud was, 'n dag tevore op die strand by Tabakbaai in Saldanha gekry is. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag het gesê Buil is met 'n stuk rots doodgeslaan. Snyders het erken dat hy onder die invloed van dwelms was, maar hy het geweet wat hy gedoen het was verkeerd. Hy het bedoel om Buil te beroof en dood te maak, het Snyders in sy verklaring gesê. Die hof het gelas dat Snyders 2/3 van die 25 jaar moet uitdien, alvorens sy van parool in aanmerking mag kom. Snyders is ook onbevoegd verklaar om 'n vuurwapen te mag besit. Die man wat vermoord aangekla word, nadat hy geglo mense in Milnerton met 'n skêr aangeval het, word getoer deur mense, insluitende mense in die hof en sy voorvaders, het hy in die hof vertel. Zoe Williams, wat 48 jaar oud is, het weer in die Landdroshof in Kaapstad op 2 aanklagte van moord en 2 van poging tot moord verskyn. Die saak is uitgestel sodat hy vir waarneming gestuur kan word. Psigose is voorlopig by hom gediagnoseer nadat hy op 12 Mei ondersoek is en daar is aanbeveel dat hy 30 dae vir waarneming na die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal gestuur moet word. Williams word aangekla van die moord op Amanda Jonker, wat 60 jaar oud was, en Kobus Aghenbach, wat 58 jaar oud is, nadat hy op 23 April mense met 'n skêr aangeval het. Lydens die evalueringsverslag kon die sorgsentrum geen rekord op hulle stelsel vind dat Williams 'n geskiedenis van geestesversteurings onderlede het nie. Onder psigotiese simptome is aangedui dat hy sê hy sien en hoor sy 2 broers. Hy is glo ook die erfgenaam van baie geld en eiendom volgens die verslag. Toe Williams gevra is oor die voorval in Milnerton, het hy beweer hy het uit selfverdediging opgetree. Daar is aangedui dat Williams 60ste is op die waglys vir 'n bed in die Valkenberg Hospitaal. Die saak is tot 25 Julie uitgestel. Noem dat die regering se weergawe van Takealot, die lokalisering van die Suid-Afrikaanse ekonomie, is een van die departement se strategiese doelwitte op langtermyn en die hoop is dat 'n toegevoegde aanlyn platform vir die verhandeling van produkte wat op Suid-Afrikaanse bodem vervaardig word, die doelwit 'n wesentlike opsoet sal gee. Ondernemings kan die aanlyn markplek gebruik om regstreeks aan verbruikers te verkoop. Die land het tans 'n werkloosheidssyfer van bykans 33%. Shoprite South Africa kan ook KMO's help om minder kapitaal in fisieke winkels hoef te belê, veral in aggenome dat die entrepreneurs sukkel om voldoende finansiering te bekom. Die produk maak gebruik van data, selfoonrekeninge om 'n krediettelling vir individue met 'n beperkte kredietgeskiedenis te bereken. Die platform bied 'n lewenslyn aan menige opkomende KMO's wat markandele verloor het, veral in arbeidsintensiewe bydrae, lei die verklaring van Proudly SA. Benewens kommer oor die impak van hoër pryse op plaaslike vraag, is die Suid-Afrikaanse ekonomie ook waardevolle invoer valuta kwyt nadat lande soos Namibië, Zimbabwe, Botswana en China 'n verbod op die land se beesvleisprodukte ingestel het. Die Departement van Landbou hoop 'n wye inentingsprogram sal die groot eerste stap wees om die uitbreking te kan bekamp. Die departement het 'n aanvanklike 43 miljoen rand bewillig om enstof vanuit Botswana in te voer. 900 000 dosisse het reeds verlede week
hier in Suid-Afrika aangekom. Streng bioveiligheidsmaatreëls geld by die voerkrale met elke voertuig en vragmotor wat 2 keer ontsmet word wanneer dit in en uit die reusagtige perseel sal beweeg. Steenhuisen en amptenare van die Gautengse Departement van Gesondheid wat hom vergesel het toegekyk terwyl Karan werknemers die beeste ingeënt het. Elke belanghebbende in die waardeketting moet 'n bydrae lewer tot die bekamping van backing closure. Ons het reeds besluit om enige party wat wetgewing oortree strafregtelik te vervolg. Sam Whitelock, die legendariese All Black slot wat meer as 150 toetse op sy kerfstok het, is deel van Robbie Deans, die hoofafrigter se breierskop vir die Barbarians se geskiedkundige kragmeting met die Springbokke Saterdag in die DHL stadion in Kaapstad. Whitelock, wat 36 jaar oud is, het na verlede seisoen sy rugbysteels opgehang en kry nou die eerste keer kans om amptelik as breiers sy kennis te deel met die mense. Die Barbarians sal Saterdag met 'n uiters ervare groep spelers die wêreldkampioene pak en Whitelock reken die geleentheid bevestig opnuut dat daar steeds die plek vir saamgeflanste uitnodigingsspan in moderne rugby is. Almal kom van verskillende lande en kompetisies af en trek saam vir die liefde vir die spel. Dis een van die lekkerste dinge in hierdie sport. Dit is vanjaar al 'n kwart eeu sedert die Barbarians laas teen die Bokke verloor het. Dit was in 2000 toe Suid-Afrika in Cardiff met 41-31 die boot gevoer het. Hy gee egter toe dat die verwagte nattoestande dinge interessant sal maak en tog hulle speelstyl kan beïnvloed. Almal het tot dusver baie goed ingeskakel en is heerlik om te sien hoe ouens wat in die verlede gereeld te mekaar gespeel het, nou saam tyd deurbring om mekaar te leer ken. Prudence Segodiso het Dinsdag aand op die Golden Spike atletiek byeenkoms en Ostrava, Tsjechië, geskitter in die 800 meter in 'n nuwe byeenkomsrekord en persoonlike beste tyd beklink. Segodiso het in 1 minuut 57 sekondes oorgesteek om tot die tweede plek in te skuif in die wêreldranglys vir 2025. Die spiesgooier Dow Smith het die maatband in 'n drukwekkende 84,12 meter uitgestuur vir sy tweede plek. Die 17-jarige Australiese blits Goudcoat het op sy been toeskouer in verwondering gehad op pad na sy nuwe kontinentale rekord in die 200 meter in 20,02 sekondes. Verder het Liberia se Thelma Davies laat waai in 100 meter vir haar naalskraapse sege en nasionale rekord in 10,91 sekondes. In die paalspring het die Sweedse wêreldrekordhouer Armand Duplantis met 'n hoogte van 6,19 meter geseëvier. Steve Borthwick, afrigter van Engeland se rugbyspan, sê hy gaan Owen Farrell, oud-kaptein van die Rose, eers die kans gun om weer by Saracens in te burger voordat hy weer vir nasionale diens oorweeg sal word. Borthwick het bevestig hy het Farrell, veteraan van 112 toetse vir die Rose, nie in volgende maand se toetsreeks weg van Argentinië en die afspraak met Amerika in Washington DC oorweeg nie. Daar word in Engelse rugbykringe bespiegel, dis 'n aanduiding dat Farrell diep in die skemerlig van sy internasionale loopbaan is. Nog 'n veteraan, George Ford, toer saam met die Rose, terwyl die loskakel in die groep, Charlie Atkinson, nog nie toets rugby vir sy land gespeel het nie. Farrell kan ook in die middelveld oorweeg word. Die voormalige LIV golfspeler James Pyatt sal van dese week PGA geskiedenis maak wanneer hy in die Rocket Classic toernooi sal afslaan. Pyatt, wat 26 jaar oud is, 'n boerling van Farmington Hills, Michigan, het laas in 2022 in die PGA reeks meegeding toe die Amerikaner amateurskampioen van 2021 in die Meesters en die Amerikaanse Ope onder die valbuil beland het. Pyatt is nie die eerste LIV speler wat na die PGA reeks terugkeer nie. Laurie Canter van Engeland het vanjaar reeds in 5 PGA toernooie meegeding. Die PGA reëls vereis 'n verbod van 1 jaar op spelers wat in ongemagtigde reekse soos LIV Golf meegeding het. Pyatt se verbod het in Oktober verlede jaar tot 'n einde gekom. Louis Boysen, wat vriend en vyand verras het, die Franse Ope te haal, is deur die Kanadees Carson Branstein uitgeskakel. Die Franse nommer 1 is byna na 2 uur se spel in die eerste grasbaanwedstryd van haar loopbaan met 6-2, 6-7 en 6-4 gewen. Boysen het ondanks haar verstommende veldtog in die Franse Ope vroeër in Junie nie 'n uitnodiging van die grasbaan Grand Slam ontvang nie. Boysen is in die halfeindronde deur die Amerikaner Coco Gauff die uiteindelike kampioen gewen. Boysen was vanweë haar nuwe plek op die wêreldranglys die voorste gekeerde in die kwalifiseringstoernooi vir Wimbledon. Volgende Vrydag se billeraadsvergadering is die D-dag vir Jake White, direkteur van rugby en hoofafrigter van die Blou Bulle. Daar word voorts op goeie sag verneem White se verhouding met Edgar Rathbone, uitvoerende hoof van die Blou Bulle maatskappy BBM, het ook versuur. Die kans vir die partye om met mekaar te versoen is groot, uiters gering.
White is in 2020 as die Bulls se direkteur van rugby en hoofbreier aangestel en sy kontrak is vir 2 jaar later tot 2027 verleng. Die Bulle het onder White die Currie-beker 18 volgens gewen en het in die eerste 4 seisoene van die VRK 3 keer tot in die eindstryd gevorder. Die naam van Johan Ackerman, voormalige hoofafrigter van die Leeu's, word reeds as 'n moontlike opvolger vir Jake White genoem. Môre se wedstryde is om 1800 uur Currie-beker, Eerste Liga, SWD, speel teen die Griffins, word op SuperSport 211 uitgesaai. Saterdag om 12 uur is Western Force teen die Britse en Ierse Leeu's ook op SuperSport 211. Om 10:05 in middag speel Suid-Afrika teen die Barbarians. Dit word op SuperSport 201 en 211 uitgesaai. Die 2 toetses teen Zimbabwe begin 2 weke nadat die Proteas Australië in die eindstryd van die Wêreldbeker toetskampioenskap op Lords met 5 paaltjies gewen het. Die Proteas word in die afwesigheid van die beseerde Themba Bavuma deur die draaibal bowler Keshav Maharaj aangevoer. Verskeie groot manne soos Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Aiden Makram, Tristan Stubbs en Marco Jansen wat almal op Lords gespeel het, word 'n blaaskans gegee. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian op Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voer tussenregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Messina 1029, Polokwane 224, Lephalale 429, Mbombela 630, Mahikeng -1 en 17, Pretoria 222, Johannesburg -1 en 12, Ermelo 0 Richards Bay 1233, Pietermaritzburg 826, Durban 10 Port St Johns 10 Bethlehem -5 en 13, Bloemfontein -4 en 12, Alleval Noord -2 en 15, Welkom -2 en 15, Vryburg -2 en 16, Kimberley -2 en 13, Appington 2 en 14, Prieska 1 en 13, Springbok 0 en 9, Karasburg -1 en 11, Keetmanshoop 0 en 12, Mariental 0 en 13, Alexander Bay 8 en 14, Brandvlei -1 en 8, Loederits Bay 9 en 16, Vredendal 6 en 15, Kaapstad 7 en 13, Sutherland -8 en 3, George 3 en 13, Jeffreys Bay 4 en 17, Cabarra 4 en 19, Graafrenet 0 en 11, Oos-London 4:21, De Aar -2 en 10 in die middag, Molteno -6 in die oggend, 11 grade Celsius in die middag, Beaufort Wes 1 en 11 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.75 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.56, die euro verhandel teen R20.69, die pond kos R24.26, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $36.28 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,332 per fyn ons, die prys van Brent-olie is $67.14 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, verras iemand spesiaal in jou lewe met 'n bos blomme of sjokolade en sien die sprankel in hulle lewe. Geniet die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.